Zai, liewe gemeente, wat 'n groot voorreg. Het ons om soveel musikante te hê en soveel mense wat deelneem. Dit is vir ons so lekker. As jy dalk hier sit en jy het 'n verskuilde of nie verskuilde talent nie en jy kan 'n verskil maak. Ons kort 'n bietjie mense wat mooi sing. Ag ek bedoel nog mense wat mooi sing. Julle het gedink Wian kan nie die harp speel nie. Wel, die cello. Hy kan ook nie die harp speel nie. Well done Wian, dankie hoor. Gemeente, vandag het ek die voorreg om met julle te praat oor wat droom ons en wat is ons toekomsvisie op hierdie terrein en hoe neem ons daaraan deel. As julle baie mooi onthou het ons einde laas jaar so by die eerste diens in November het ons 'n pragtige gemeentefees gehad. En by hierdie gemeentefees het ons 1 jaar anniversary gehad. Ruach is 1 jaar oud gewees in hierdie gebou. En ons het geselebreit. En onthou julle, voordat ek kon gesels en begin deel, dis daar 'n oom wat hartaanval gekry het. Die beste woorde, iets soos hartaanval. 'n aritmia, iets soos dit. En daai oom was my skoonpa. En die Here het hom wonderlik aangeraak en hy's weer terug met al sy ou streke. Maar op daardie dag sou ons gedeel het. Wat beplan ons om te bou? Hoekom moet ons bou? En hoe werk dit vorentoe? En in ons hart gelei gevoel. Ons gaan nie nou daai emosie gebruik om nou vir mense te sê, kom raak deel van 'n groot droom nie. Ek het baie gewonder en gepraat met die Here, ek dog ek en jy saam in hierdie ding. Hoe werk dit nou? Ons doen al hierdie moeite en ons beplan hierdie ding en dan gebeur daar iets soos dit. En die Here het net hierdie rustige gevoel in my hart gebring. Jaco, I've got you. Ek het dit. Sien nou die tyd nie. Min het ons geweet waantoe is die Here besig om te loop. Oor Desember het 'n paar goed gebeur en vir die afgelope paar weke kry ons nie al ons mense in die diens nie. En in Desember het 'n paar goed gebeur wat gemaak het dat ons totaal anders begin dink oor wat ons eintlik nou in hierdie fase moet afhandel en klaar bou. En op grond daarvan, kyk ek sê Here, ons sou nie 'n idee gehad het as ons laas jaar dit afgeskop het nie. So eerstens wil ek vir julle sê, die mens beplan, maar God bepaal. En by Ruach is dit vir ons belangrik om God die geleentheid te gee, om die ritme aan te gee. Ons volg hom. Ons droom nie ligkastele op en vra ons vir hom om ons ligkastele te maak werk nie. Ons vra vir hom, kom lei ons is u mense, ons is u kinders en ons wil in u ritme beweeg. So, aan alle besoekers vandag hier, wil ek vir jou sê dat die is nie normaalweg die routine van ons diens nie en prediking nie, maar ek dink jy gaan baie nut daar uitvind en ek dink dit gaan vir jou lekker wees om te sien wie ons is en wat die Here met ons gedoen het en hoe ons droom. So, maar neem kennis asseblief dat vandag is 'n bietjie anders. Ek wil graag begin, by die begin. Groot opdrag van Jesus aan sy disippels en ek lees dit graag uit die Message vertaling vandag. Kom ons kyk saam. My tema van vandag is, kom ons glo weer. Kom ons glo weer. Jesus, Matteus 28. Jesus, undeterred, went right ahead and gave his charge. God authorized and commanded me to commission you. Go out and train everyone you meet, far and near, in this way of life, marking them by baptism in the threefold name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Then instruct them in the practice of all I have commanded you. I will be with you as you do this day after day after day, right up to the end of age. Groot opdrag van Jesus aan sy disippels. Nou ons gaan nou 'n bietjie meer kyk oor hy opdrag, maar ek wonder, ons almal wat hier sit, hoe het ons hier gekom? Wat beleef ons? Ek en jy wat hier sit, het 'n diep bewustheid dat ek het nie skuld nie, ek is vrygekoop. Ek is nie swaar gelaai deur skuldgevoelens van alles wat ek al verkeerd gedoen het nie. Ek is lig. Ons wat hier sit,
het 'n groot konsep van daar is 'n vrede in ons, wat ons nie mooi verstaan waar dit vandaan kom nie, en dit is vergeseld met 'n blydskap, en dit gaan ons verstande te boef. Ons weet nie waar kom hierdie vryheid en hierdie vrede wat ons ervaar vandag, waar kom dit vandaan? Ons wat hier sit, wonder nie of ons geliefd is nie. Ons het hierdie sin, al skree die hele wêreld, ek's nie die moeite werd nie. Is daar 'n stem wat getuig in my, jy is my geliefde, jy is myne. Ons is geanker in liefde. Ja, ons is nie perfek nie. Van ons is minder perfek as ander. Ag, ekskuus James, ek wil nou nie oor jou praat nie. Ons is nie perfek nie, maar ons staan onder 'n besondere vorm van liefde, en die liefde waaronder ons staan, hou ons so veilig, dat ons weet, met my foute en met my gebrokenheid, is daar 'n liefde wat my toevou, en hierdie liefde het 'n naam. Ons noem hierdie liefde genade. Ek is geliefd nie vir wat ek reg gedoen het nie, maar ek is juis geliefd vir wat Jesus reg gedoen het. So groot genade. Waar kry ons dit? Ons het dit. Is 'n genade wat so groot is, dat ek en jy op 'n blou maandag ons kop kan optel en sê, ek hoop. Daar's 'n diep hoop in my. Ons het die diep wete, en daar's iets in ons wat aanhoudend getuig. Die toekoms is ongelooflik. Die beste lê nog voor. Ek het gewonder, waar kry jy dit? Ek wil vir jou sê, as dit is wat jy ervaar, is dit abnormaal. Dis nie die normale trant van hierdie wêreld nie. Dis nie hoe dit lyk nie. Dit wat ons het, is 'n skat wat onmeetbaar is. Onbekostigbaar is. Ek en jy sit met 'n skat, wat sal mense gee vir vrede en liefde? Mense sal koninkryke weggee, net om geliefd te voel. Mense sal al hulle rykdom weggooi, om net weer vrede te kan ervaar. Waarom het ons dit? Hoe het ons dit gekry? Op hierdie spesifieke geleentheid wat Jesus met sy disippels praat, was dit reg voordat hy hemel toe opvaar. So hy staan op hierdie berg, en hierdie groepie disippels staan om hom, en hy weet, hy het ongeveer 'n halfuur met hulle. Wat dan? Dan is dit hierdie klomp skurwe vissermanne, tollenaars, boekhouers, hierdie klomp mense om hom. Ek weet nie wie was die skrifster, die boekhouers of die tollenaars nie, Pierre, maar ons sal maar 'n bietjie daaroor moet gesels. Hulle almal staan om hom, en hy weet, hy gaan weg, en hy gaan nooit weer by hulle wees, soos hy nou by hulle is, so hy moet nou duidelike instruksie gee, van hoe moet hierdie nuwe kerk begin en lyk, wat hy oordroom. Hy droom oor 'n kerk. En so, sou jy nie wou geluister het wat hy sê as jy een van sy volgelinge was nie? As jy weet, jy het jou hele lewe gelos, jy volg hierdie man, hy is die hoop en hy is die lewe, en dan het hy nou net uit die dood uit opgestaan, jy is bewus dat hy is nou die seun van God, daar's geen twyfel by jou nie, en jy weet, jy het minute oor van hom, sal jy nie net ene ore wees nie. Jy sal luister, en jy sal elke woord wat hy spreek insuig. Ek vra vir julle, as jy nou in Jesus se skoene was, sou jy jou woorde gemors het? Sou jy onduidelik gepraat het? Nee, jy sou vreeslik duidelik kommunikeer. Stem julle saam met my? Ek het 'n halfuur oor saam my volgelinge, ek gaan nou weg en hulle moet die bediening wat ek begin het voortsit. Ek moet duidelik instruksies gee. En Jesus sê vir hulle, en ek lees weer sommer die ou vertaling uit. Ag, die ou, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. En doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die einde, tot die volëinding van hierdie wêreld. Amen. En met daai woorde, toe trek die hemel oop en die Vader vat die Seun hemel toe. Hoe belangrik dink julle is daai woorde? Dit is ongelooflik. En raai wat, die disippels wat hierna geluister, het dit net so uitgevoer. En omdat hulle dit uitgevoer het, sit ek en jy vandag hier.
jy al gewonder? Wie van julle is Jode? Hier is dalk 'n Jood of twee. Die meeste van ons was in die ou dae nog heidene. Maar hierdie disippels het hierdie woorde geglo en raai wat hulle gedoen. Hulle het uitgegaan en disippels gemaak. En die disippels wie hulle gemaak het, toe die disippels dood is, toe maak hulle weer disippels. En hulle het weer disippels gemaak en toe hulle sterf, toe maak daai nuwe disippels weer disippels. En ons kinders word groot in ons huise en hulle raak disippels. En hulle maak weer disippels waar hulle gaan en raai wat. Hier sit ek en jy vandag. In liefde, in genade, blydskap en vrede. Waarom? Nou as 'n handjie vol disippels wat die opdrag van Jesus ernstig opgevat het. Nou, by Ruach. Ek en my vrou het die wonderlike geleentheid om vir die Here te werk. En ons werk voltyds vir die Here. My journey met hierdie opdrag het begin toe ek 10 jaar oud was. Toe ek 10 jaar oud was, toe gebeur iets groots in my huis. My ma en pa het die Here gevind vir die eerste keer. Hulle het hulle knie gebuig en die Here begin volg. Het is so groot impak in my lewe gehad dat ek het nie bewus geraak hoe kan vrede en blydskap in 'n huis inkom waar voorheen dit alles behalwe was. So daai impak was so groot op my dat ek van kleins af gesê het ek wil vir die Here werk. Die tweede kerkdiens wat ek bywoon in my lewetjie, toe kom 'n man na my ma en pa toe en hy sê die Here wys my jou seun gaan vir hom werk. Toe ek het hoor, toe sê ek ja, dis wat ek ook in my hart voel, dis reg. Van toe af wil ek Here dien. En wat wil ek doen? Net een ding. Dit wat Jesus sê. Maak disippels, doop hulle in naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle. En daarom is julle die vrug daarvan. Ek en Karina het gegaan en ons het by 'n gemeente betrokke geraak as jeugpastore in Ellisras. Eers ek in Ellisras. Toe trou ek my vrou. Toe kom ek agter dit gaan nie werk nie. Ek kry veel te min geld met as 'n jeugpastoor om nog 'n vrou ook te hê. Toe moet ek nou besluit, wat doen ek? Los ek die jeugpastoor of los ek die vrou? Toe hou ek al twee. En toe beroep die Here my na 'n ander gemeente, toe 'n groter gemeente in Secunda en daar het ek vir 12, 13 jaar bedien. En wat het ons daar gedoen? Ons het disippels gemaak. Die woord van die Here uitgedra en mense gehelp leer doen wat Jesus gesê het. Om te leef soos Jesus leef. Dis ons hele lewe. In Secunda het ons 'n teater gebou, ons het 'n kerk gebou en ek kan 'n 1000 sitplek teater. Daai gemeente gaan vandag 100% pragtig aan. Ons pragtig vriende met die leiers daar en hulle doen 'n goeie werk. Hoekom is ek nie meer daar nie? Want die Here het gesê, Jaco, nou moet jy dit in Nysna kom doen. Ek het gedink dit gaan verskriklik maklik wees in Nysna en ek het dadelik die Here gevolg en ek dink ek gaan net doen wat ek in Secunda doen, gaan ek in Nysna doen. Dit is copy and paste, dit behoort te werk. Okay, dit het toe nie gewerk. Maar die Here het 'n afspraak met my en my gesin gehad en ons harte gehad. En ons moes miserabaal misluk. En nie gelyk of ons misluk nie, maar ons het in ons harte geweet, die Here roep ons vir baie meer. En liewe gemeente, ons het vir 13 jaar getrou gebly om te verkondig, te preek, te bedien en mense te leer wat God doen. Maar die Here het 'n ongelooflike span gegee. En hier's 'n span in hierdie gemeente wat dit saam glo. En ons het saam dit aanhoudend consistent gedoen. En toe op 'n wonderbaarlike wyse het ons gedroom. Ons het heeltyd gedroom as ons net 'n spasie kan hê vir die van julle wat besoek of die van julle wat nog nie is by ons. Ons het elke nou en dan getrek van een vertrek na 'n volgende vertrek, na 'n saaltjie, na dit, na dat. Daar was 'n slogan, if you can find us, you can join us. Ian is 'n ouderling, hy het 'n paar keer al by verkeerde kerk opgekom, ons is nie meer daar nie. Een van ons ouderlinge, ons moet so vinnig skuif, dat die dag as hy kerk toe kom, het ons alweer geskuif, dan sit ons alweer hier. Die lank en die kort is, ons is 'n klein groepie mense wat geglo het, ons kan dit doen. Nie omdat ons krag het, nie, maar omdat hy ons bekragtig en omdat hy ons harte in staat stel om te glo. En op 'n bo-natuurlike wyse het die Here voorsien, laat ons hierdie terrein kon koop. So waarom is ons hier? Hoekom doen ons dit? Want ons glo in hierdie opdrag in ons lewens wil uitvoer wat Jesus vra. Gaan dan heen, maak disippels van nasies. Dit is ons droom. Ons droom is nie om geboue te hê nie. Ons droom is om dit te doen. Nou, hoe doen ons dit? Hoe doen ons dit? Baie eenvoudig. Ons is redelike eenvoudige mense.
Ons probeer dit eenvoudig hou. Ons probeer glo wat die Bybel sê en ons probeer op die mees effektiefste manier werk wat moontlik ons kan doen met die gawes en die talente wat ons het. So doen ons dit. Ons het ons gemeente. Daarin hou ons dienste, ons het Bybelstudies, ons het dieper groei kursusse ensovoorts. En wat draai ons dan? Ons probeer jou in 'n atmosfeer kry waar jy en God weer kan verbind. Dan is God, dit is al wat ek kan doen. God moet die res doen, dis sy werk. Ons moet net verstaan wat is ons werk en dan moet ons verstaan wat is God se werk. En daai balans is uiters belangrik. As ons begin stres oor wat God moet doen, dan is ons in diep water. Ons kan getrou gevind word met wat ons moet doen. En nou, ons model werk op die grond van vriendskapsevangelisasie. So, as ek vir julle vra, almal wat hier sit, wie van julle het hiernatoe gekom, net per hande, deur middel, van of 'n vriend, of 'n vriendin, of 'n familielid? Wie van julle het hiernatoe gekom, 'n vriend, vriendin, of 'n familielid? Tik op julle hande. Nou kyk dit gou 'n bietjie om julle, dit is 90% van die gehoor. En hoe dit gewerk? Dit werk so. James kom en hy ervaar iets in sy hart en sy gees. Hy ervaar 'n besondere liefde. Hy kry aanvaarding en dan ervaar hy die Here doen iets in sy hart deur middel van prediking. Die Bybel sê, hoe gaan 'n mens tot geloof kom? Hy sê 'n mens moet preek. Hy sê deur prediking kom mense se harte tot lewe. En dis nie wat ons sê nie, wat gebeur is wanneer ons praat, dan getuig die Heilige Gees iets in jou. En daar's iets wat gebeur en jy voel my siel het huis toe gekom. En wat dan gebeur? 'n tweede ding. Dan stap jy hier uit en daar's iets wat borrel in jou. En 'n vriend of 'n vriendin by 'n braaivuur, waar gaan jy kerk? Hoor jy, dis waar ons gaan en dis wat ek ervaar daar en dis wat ek beleef daar. En raai hoe werk dit? Dan val daai vriend kan nou kom kuier. So wil jy weet wat is ons strategie vir groei? Is nie besondere bemarking nie. Bemarking het 'n rol van julle dalk het ergens op 'n blaadjie gesien of op 'n Facebook gesien of op 'n ding gesien. Maar dis minimaal. Ons glo mense stap in kerk toe 99% aan die hand van 'n vriend of 'n vriendin. En ek sien julle. Ek kan sien hoe opgewonde is julle as julle iemand genooi het, want wat doen julle? Julle kom sit hier dadelik, julle staan hier en loop hier op en af in die paving en dan kyk julle in die hek en kyk julle in die pad af. Sê ek, wat gaan aan? Nee, ek het 'n maatjie genooi. Hulle kom, ek is seker hulle kom. Ek weet, dan bid jy saggies iets, nê? Dan bid jy. Ag Here, laat Jaco tog net 'n beter boodskap bring as laasweek. Here, moet asseblief nou nie laat Wian weer sing vandag nie. Kan ons 'n bietjie is interessant as jy 'n vriend of 'n vriendin nooi. Het jy al gewonder? Het jy al gedink? Hoe voel jou hart? Mag hulle net ervaar wat ons ervaar. Mag hulle dit net voel. O, jette, daar gaan hy oom nou weer af. Asseblief, Here, laat ons net reg werk. Hoekom doen ons dit? Die realiteit is, ek moet vir jou sê, eintlik stap daar elke week 'n vriend van iemand en of 'n familielid van iemand en jy moet eintlik altyd dit bid. Nie vir Wian en vir my nie. Altyd bid dat die Here sal werk. Soos hy moet werk. Hulle kan maar vir ons bid. Dis altyd 'n goeie ding. Vriendskapsevangelisasie is die kern van hoe dit werk. Is eintlik hartseer as mense op posters moet sien daar's 'n kerk. Hulle moet dit hoor. Deur mense wat gevul is met vrede, liefde en blydskap. En hulle moet aan die arm getrek word om saam te kom. Toe ons by hierdie gemeente intrek, toe is dit presies wat gebeur, en dit nog altyd in ons gemeente gebeur, maar ons het 'n bietjie meer spasie gehad. Van omtrent 80 sitplekke, toe skuif ons na 100, is nou omtrent 130 sitplekke, maar ons skuif baie gereeld 140 sitplekke in die vertrekking. Die oomblik toe dit gebeur, wat gebeur? Toe nooi mense hulle vriende. En wat het gebeur? In 'n jaar het ons meer as verdubbel in gemeentelede, mense wat deel is van die gemeenskap en die geloofsgemeenskap. Hoe werk dit? Eenvoudig. Ons dien die Here met 'n opregte hart. Ons kuier en gesels met mekaar so opreg as wat ons kan. En baie keer leer julle nie net uit die wonderlike goed wat ons sê nie, baie keer leer julle ook uit die foute wat ons maak. En ons probeer oop en eerlik daaroor wees. This is real life. En ons gemeente het gegroei, maar nou het ons 'n probleem. Nou, dit is 'n groot probleem. Hier is die probleem. Die afgelope 4-5 Sondae het dit gebeur dat gereeld daar tye was, waar ons so vol is dat nuwe gesinne wat inkom, nie eens families by mekaar kan sit nie. Dan hulle besoekers, imagine nou, jy stap vir die eerste keer in, dit is scary genoeg,
En dan kan man en vrou nie by mekaar sit nie, of man en vrou en kinders kan nie by mekaar sit nie. Want daar is te min plek. En dit creëer 'n ander probleem. Ons kinderkerk het vir 3/3 vandat ons hiernatoe geskuif het. Ons is so opgewonde oor die fasiliteit wat ons laas jaar gemaak het in die kinderkerk. Dis wonderlik. Die wat julle wat nog nie daar was, gaan kyk hoe lyk dit daar. Maar toe gebeur iets anders. Nou is die kinderkerk te klein. Nou kom die kindertjies nie oralste in nie. Nou moet ons nog ekstra klassies hê. Vir die eerste keer het ons nou vir Adelle kantoor en dan het 'n administratiewe kantoor, maar wat gebeur nou? Nou wil ons haar weer uitskop. Dat ons 'n kinderkerkklassie kan maak. En julle wil nie haar uitskop nie. Die werk wat Adelle doen is ongelooflik belangrik in hierdie kerk. Ons het 'n uitdaging. Ek het nie spasie waar ek kan berading doen nie. So op hierdie stadium as jy my kom sien vir berading, kom asseblief, maar ons doen dit in die jeuglokaal. OK. As jy okay is om langs 'n poeltafel te sit, dit werk pragtig. OK. En ons doen baie berading. En ons doen baie geestelike gesprekke. Maar ons het nodig om ordentlike fasiliteite te hê waar mense veilig voel. Ons het nodig om te groei met personeel. En julle het nou gehoor dat Petronijus nou ook 'n personeellid is. Hy werk deeltyds by die kerk en sy gaan spasie nodig hê, maar dan gaan ons nog 'n medeleraar moet aanstel want julle raak te veel, ek kan nie by almal uitkom nie. En so het ons 'n probleem. Maar dis 'n wonderlike probleem as ek reg. Dis 'n wonderlike probleem. Weet in die ou dae was daar kerke gewees wat al wat groei in die kerk is die blompot. Dis nie die blompotte wat die blomme in die blompotte wat groei. Maar hier is iets. Waarom is hier iets lewendigs? Want jy het 'n huis gekry vir jou siel. En jy weet wat dit vir jou siel doen en daarom deel jy met dit mense om jou en daarom wil hulle ook plek kry vir hulle siel. So ons moet 'n kerk bou. Net so 'n bietjie teologie oor kerkbou. Baie mense het al gesê en ek dink dit is akkuraat om so te praat. Ja, kom maar, ook wil mens fancy plekke bou. Nee, ons wil glad nie fancy bou nie. Julle het gesien toe julle instap, dis nie fancy nie. Ons wil bruikbare spasies hê wat vir bediening gebruik kan word. Maar net vir interessantheid. Is jy bewus daarvan dat God is mal oor bouery? Is jy bewus daarvan? Die eerste groot bouprojek in die Bybel was die ark. Love it, Ronald, God bou bote. En daai boot het nie gesink nie. Okay. Hy het nie gesink nie. Sy het jy onthou die detail hoe hy betrokke geraak het met die bou van die ark. Hy het gesê hoe lank moet hy wees, hoeveel dekke moet hy hê, van wat se hout moet hy gebruik, wat is die pik wat moet aangesmeer word, wat is die ballast, hoe gaan God het geweet hoe lyk die flotation, the center of gravity, hy het alles geweet. En hy het alles net so vir Moses gegee. En toe 'n volgende groot bouprojek in die Bybel, toe sê God maar kom ons bou 'n tabernakel. God het nodig om 'n huis te bou tussen sy mense te bly. En dis die tabernakel. En God het betrokke geraak, weer eens het hy die tabernakel design. Hy het gaan sit en hy het geteken en sê, hoe gaan ons hierdie ding doen? Julle, maar hy het detail ingegaan in die tabernakel en julle kan dit nie glo nie. Hy het gesê, kom ons maak dit van hierdie materiaal, van hierdie bokhaar geweef. En dan het hy gesê, dis die patrone en die figures en die kleure wat in hierdie materiaal moet ingeweef word, want dit het als betekenis. Hy het selfs so ver gegaan om gesê, die pale vir die heining om, wat se hout moet dit wees? En dan het hy 'n spesifieke kop boop hom gesit en 'n spesifieke voetstuk gesit. Dan het hy gesê hierdie bokhaar moet gebruik word vir die tou wat daai paal span. En dan het hy gesê hoe moet die penne lyk wat in die grond ingaan. Nou dink julle nie die Israeliete het geweet om 'n tentpen te maak nie. Natuurlik het hulle geweet. Maar God het 'n passie gehad te sê ek wil deel wees. Toe kom ons by die tempel. God gee vir Dawid hulle al hierdie oorweldigende droom en sê bou 'n tempel. En God was betrokke. En al hierdie goeders het oorgeloop van beauty. Iemand het eendag vir my gesê as jy wil regtig weet waar is God, dan gaan daar vrede en beauty wees. Peace and beauty. Waar God by betrokke raak is dit mooi. Dit hoef nie ryk te wees nie, dit hoef nie duur te wees nie, dit hoef nie oortollig te wees nie. Maar daar is iets wat mooi is. Waarom? Ons God is 'n skepper. En wat hy skep het orde. En dit is mooi. En dit is bruikbaar. En dit is funksioneel. Dan, ons gemeente is besig om te groei. So God is betrokke. Maar moet ons nie net bly waar ons is nie. Moet ons nie net ons holy huddle bly. En Jaco is nie nou plek vir ander mense nie. En raai wat? In hierdie kerk sukkel jy, want as jy 'n plek sit waar jy altyd sit, en iemand anders te sit op jou plek, en dan waar kom hy mense vandaan? Dis vriende wat inkom, relax, die Here stuur hulle.
As jy al lank kyk om, sit bietjie agter. Sit bietjie voor op die cheap seats. Maak plek vir siele. Maar God het 'n droom vir sy mense om suksesvol te wees. Het jy dit geweet? Jy sien, ons ruk sukses uit hand uit. To be successful is nie om jou dood te werk en jou familie af te skeep nie. To be successful in die Bybelse term is to be fruitful. Om vrugbaar te wees. Jesus kom by 'n vyeboom wat nie suksesvol was nie. Die vyeboom verloor sy vye, hy dra nie vrugte nie, in die seisoen waar hy vrugte moes dra nie. Jesus sê, ek bestraf hom en hy boom verdor. God wil ons moet vrugbaar wees. Maar weet jy wat? Om sukses te behaal ten koste van die seisoene is verkeerd. Jy moet vrugbaar wees in die regte seisoen. En die Here het vir ons 'n seisoen van groei oopgemaak. En dis vir ons baie belangrik. Ons wil graag hê God moet na ons kan kyk, hy moet ons weeg, maar hy moet ons nie te lig vind nie. Ons wil vrugbaar wees. Ons het hierdie pragtige beeld in die Bybel waar die Here 3 diensknegte roep. Hy roep hierdie 3 diensknegte en hy gee vir die een gee hy 5 muntstukke, vir die een gee hy 2 muntstukke en vir die een gee hy 1 muntstuk. Onthou julle wat het gebeur? Hy gee vir hulle iets in hy hand. Hy sê, doen iets daarmee. En mense het uitgegaan en gaan doen en een van hulle het weggesteek. Want onthou julle wat het God vir die diensknegte gesê wat toe hy terugkom? Wat eintlik iets gevat het en iets gedoen het met wat God vir hulle gegee het? Hy het gesê, goed so, goeie en getroue diensknegt. Oor min het ek vir jou gegee, baie sal by jou bygevoeg word. Roeg, wil ons sê, God moet terugkom. En hy moet na ons kyk en sê, goed so, goeie en getroue roeg. Ek het vir julle 'n stuk grond gegee. En julle het dit ontwikkel. En julle was vrugbaar. En nou is daar baie siele wat weer in vrede is met my. Baie siele wat huis toe gekom het. Dit is ons droom. Ons is nie mense wat droom oor geboue nie. Glad nie. Ons is mense wat droom oor siele. Siele is gemaak om te lewe. Siele is gemaak om met blydskap en vrede te leef. Siele wat huis toe kom na God toe. Ons is eintlik boere, ons is baie meer boere, en hierdie vertrek, hierdie stuk grond wat ons het is ons landery, en ons bewerk dit, en dan kom ons deur woord, deur prediking, deur liefdevolle woorde, deur berading, deur gebede, en ons touch aan mekaar, en raai wat doen ons daar? Daar saai ons saad, en dit is saad van hoop. Dit is saad van hoop. Ons is boere wat met hoop boer. Wat dink jy is dit werd as een siel vrede maak weer met God? Wat dink jy is dit werd? Wat dink jy is dit werd as daar 'n siel is wat weer kan opstaan in die oggend en hy sê jy moet te werd om te lewe. Ek het weer kans om hoop te hê. Ek was verlore, maar het voel of ek huis toe gekom het. Voel of ek huis toe gekom het. Ek weet nie wat dit vir my en jou werd is nie, maar die Bybel sê, wanneer dit gebeur, staan God van sy troon af in die troonkamer in die hemel, en die hele leerskares van die hemel staan saam met op, en wat doen hulle? Hulle partytjie. Hulle is so bly oor 'n siel. Mense kan ons nie laat hulle elke dag in die hemel partytjie hou nie. Ek weet nie, mense, en ons kom eendag daar in 'n Engelsstampie so, net by the way, thank you for your aandeel daar by Roeg. Ons het gepaard en al vir jare, ons kuite is nou al so seer gedans, ons stemme is heus gesing, en ons is lekker vol geëet van al die feeskos. Baie dankie, want as julle 'n siel ingebring het ons Vader van die troon af opgestaan, en dis iets om te sing. Sy glans het die plek gevul, en ons het gedans en gesing en gejuig, want Roeg het die opdrag uitgevoer, gaan dan heen maak disippels van alle nasies. Ons is ernstig oor wat ons moet doen, en ons weet waarheen ons op pad is, en ons weet min of meer hoe ons daar gaan uitkom, en elkeen van julle wat hier sit, jy is hier geplaas, want jy is deel van 'n span, en ons doen iets wat baie groter is, en dan sluit ek af hierso met hierdie gedeelte van Jesus se woorde. So wat droom ons dan nou eintlik? Waarom bou ons geboue? Om hierdie droom van Jesus uit te leef. Hoor Jesus se woorde. Lukas 4 vers 18. Jesus spreek, wil jy weet waarom het Jesus gekom? En dis wat ons moet voortsit vir dit waarvoor Jesus gekom het. Hoor hierdie woorde.
Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbruisel van hart is te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig en aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is, in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Dis ons bestaansrede. Die dag, as ons dit nie meer doen nie, dan moet hierdie deure gesluit word en hierdie bediening moet aan iemand gegee word wat dit kan oorvat. Ons is daar om mense se droom voor te sit. Wat wil ons doen? Ons wil die aangename jaar van die Here aankondig. Daar's 'n tyd van genade, daar's 'n tyd van herstel en jy kan weer terugkom na God toe. Ons wil dit doen. En hoe gaan ons dit doen? Ons moet meer spasie maak. Dis een van die modelle, net een van die dinge wat moet gebeur. Ons moet meer spasie maak. Meer spasie maak, sodat ons mense kan inroep. Dat nie skaam kry, daar's nie plek nie. En dat jy nie bang is om mense te nooi en te wonder, gaan daar plek wees vir hulle nie. Nou, hoe gaan ons dit doen? Ons gaan dit doen deur volg. Ek gaan nou vir julle wys wat ons gaan doen, maar ek gaan vir julle sê, hoe gaan ons dit doen? Ons gaan dit doen, die bewyse, hoe God al die bouprojekte bestuur het in die Bybel. Gaan kyk bietjie mooi hoe God dit gedoen. Hy het dit op 'n baie besondere manier gedoen. En dan gaan ons vir julle wys wat gaan ons doen. So net vandag. Die eerste groot bouprojek kom die Here en hy sê vir die Israeliete, hoor wat sê hy, sê vir die Israeliete, hulle moet vir my 'n offergawe bring, van elkeen wie se hart hom gewillig maak, moet julle dit aanneem. So met ander woorde, God sê, die manier hoe ons hierdie tabernakel gaan bou, is vra vir die hele volk, dat hulle 'n offergawe kerk toe sal bring. Dat hulle dit na jou toe sal bring. En dan vat jy dit, en jy bou die tempel. En die Bybel sê, Moses het dit vir hulle gesê, en hoor gou wat het hulle als gedoen. Hier was baie belangrike ding. Eerstens, dit was nie 'n verpligte offergawe nie. Tweedens, daar was nie 'n spesifieke bedrag of 'n persentasie daaraan gekoppel nie. Derdens, dit mag nie afgedwing wees nie. Dit is 'n vrywillige offer. God bou nie huise, bedieningsspasies, tempel op gedwingde nie. Want ons bring 'n offergawe van vrywilligheid. En dis hoe God se huis bou. Uit daai offergawe van vrywilligheid uit. Exodus 35 maak 'n lys wat die mense gebring het. Hulle het goue juwele, silwer en brons, blou en pers en rooi gare, fyn linne, dierevelle, akasia hout, olyfolie, speserye en edelgesteentes. Nou ouens, dit was in daai tyd, as jy 'n sak speserye hier aankom, baie dankie. Of 'n diervel, baie dankie vir dit. Bring vir ons die dier in die vel saam, dan kan ons hom verkoop. Dis wonderlik hoe hulle bygedra het. En weet jy wat was amazing geweest? Hulle het hierdie goeders bygedra en die Bybel sê vir ons 'n klomp gee. Hy sê vir ons hierdie, hy sê Exodus 35, hy sê elkeen wie se hart geroer is, het gekom en gebring. It's amazing. God roer die hart. God het die harte geroer. En mense wil uit hulle hart uitgesê het, ek wil deel wees van hierdie huis van God. Bekwame vroue het met hulle hande gespin. So party mense het goed gebring, ander mense sê ek kon goed doen. En dit wat hulle doen het 'n groot bydrae gemaak. En dan is hier vir my die pragtigste ding. Eksodus 36. Kom God en hy sê vir Moses, sê vir hulle moet stop, daar's oor is genoeg. Imagine God sê, stop tog nou net 'n bietjie, ons stoorkamers loop oop. Ons het ver te veel nou om hierdie tabernakel te bou. Hoor die woorde in Exodus 36 vers 5. Die volk bring meer as genoeg. Toe het Moses hulle beveel om nog nog iets te bring. Waar is die ander skrif? Hulle sê hulle het te veel gebring en hulle moes stop. Gaan lees verder in Exodus, dit is ongelooflik. Maar hier is 'n interessante ding wat ek jou wil vra. So as die Israeliete dan nou hierdie goud en hierdie silwer gebring het, hulle bring dit nou, wat het hulle dit gekry? Was hulle nie slawe gewees vir 8 generasies nie, 400 jaar? Waar kry 'n slaaf goud en silwer? Hulle was
arm. Hulle mag geen eiendom besit het nie. Hulle was slawe. Hulle het nie tyd gehad om hulle self te werk nie. Alles wat hulle doen was slawediens. Hulle het nie 'n salaris gekry nie. Nou hoe kan hierdie arm volk in 'n woestyn sit, want hulle is nou net uit Egipte uit, hulle is nou nie woestyn, en nou moet hulle vir God 'n tabernakel bou, en hulle bring te veel as wat nodig is. Dit is 'n ongelooflike skrif in Eksodus wat vir ons sê, toe die Israeliete uit Egipte uittrek, toe hulle uit Egipte uittrek, toe God moes die 10 plaae laat kom, en die dood van die eerstgeborene van die Egiptenare, toe hulle uittrek, toe sê die Bybel hierdie, hoor wat sê hy, die Israeliete het silwer en goud en klere van die Egiptenare geëis, hulle het gevra, gee dit vir ons, hoor wat gebeur toe nou, en die Here het hulle guns gegee, sodat hulle vrywilliglik gegee het. Die Here werk so in die Egiptenare se harte, dat die Israeliete wat in jou huis gewerk het sê, ons gaan nou trek, maar ek soek al jou goud, al jou silwer, al jou linne, al jou goed. En die Here doen iets in daai mense se hart en sê, ja, hier is dit, vat dit. Israel het backpay gekry vir 400 jaar. Daarvoor kan ons hier hande klap, as ek reg. Backpay gekry vir 400 jaar. Moet nooit dink, die Here weet nie wat met jou gebeur nie. Wie van julle het backpay nodig? Moet nie die hand nou opsteek, val vir die Here, sê vir die Here, Here, waar is my backpay? Dat is ongelooflik, maar hier is wat ek sien. Dit wat ons het om te gee, is maar eintlik God se. Is eintlik God se. Ons kom vat dit wat hy al reeds vir ons gedoen het, en ons sê, Here, ek bring 'n offer, met 'n vrywillige hart. En Here, kom ons doen iets ongeloofliks groot. Gaan nou vir julle sê, hoe kan julle bydra? En wat doen jy as jy bydra? En ons gaan hierdie ding doen. Wat gaan ons bou? Ek wil gou net my slides oorsit. Adel, as jy vir my slank kan oopmaak. Dat ek dit hier oopmaak. Kom ons wys 'n bietjie, wat wil ons doen? OK, liewe gemeente, ons begin met die eerste prentjie daar. Ons wil die kerk se gesig verander hiervoor. Julle het al verbygery, is 'n redelike is iets wat ons kan doen wat nie dood te veel geld vat om net dit mooi te laat lyk. Ons wil hê jou vriende moet dink jy hou kerk in die duiwesaal nie. Daar's niks fout met die duiwesaal nie, maar ons wil hê jy moet trots wees as jy verbyry en hulle moet kan sien, okay, hier is die kerk. Nee, hulle moet nie 7 keer verby hom ry nie. Hulle moet maklik hier inkom. So ons wil net ietsie doen en mooi lyk. Ons glo dat waar God in is, skep hy en ons wil skep saam met hom. So iets min of meer soos dit is in die planne om te bou. Okay, dankie. Volgende slide. Okay, wat julle sal sien julle die stippellyn? So die persgedeelte aan hierdie binnekant is die verhoogie wat nou hier is. Dan sien julle waar die stippellyn eindig, is waar ons agtermuur nou is. Dis waar ons agtermuur nou is. So wat wonderlik is met ons kontrakteur wat huidiglik deel is van die projek, hy het seker gemaak dat die fondasies op die nuwe deel al 80% klaar was met ons eerste fase. So op grond daarvan is dit redelik maklik om hierdie gebou uit te brei. So wat doen ons? Ons verdubbel die gebou na agter toe. Liewe gemeente, dit gaan vir ons meer omtrent dubbel die sitplekke gee. Ons sit nou omtrent maksimum so 140 maksimum, dan gaan ons 280 kan sit. Is my wiskunde reg? 140 plus 140, 280. Ek hoop dit is. Anders dan gaan daar 40 moet buitekant sit. So, dit gaan vir ons baie meer spasie gee. Wat help spasie? Spasie help met die volgende. As 'n mens in sy kop kerk toe kom en hy sit styf en daar's nie baie ruimte nie, dan in sy kop, sonder dat hy self bewus is, begin hy dink, ek kan nie regtig mense nooi nie, want nou kry hy nie plekkie. Dis iets sielkundigs wat gebeur. Ons wil ruimte skep, dat ons kan sien, daar's plek vir nog 'n siel om in te kom. Ons wil hê mense moet inkom, maklik plek kry en by mekaar kan sit. Maar kan julle nou sien, agter daai spasie, daai rooi blok wat daar is, daai rooi blok, as jy nou uitstap, is die stuk grasperk wat reg agter die sementplat is. Dis nie aan die ander kant van die pad nie, dis die kant van die pad. Daai stukkie gras is waar ons die badkamers wil insit, sodat al hierdie binnemure uitgebreek word en die saal lekker groot kan wees. Dit gaan wees badkamers, raai wat gaan daar wees? 'n moederskamer. Julle vir hierdie gemeente het nog nooit babas gehad nie, nou het ons baie babas. So het ons 'n plek nodig vir babas, moet babas welkom voel in die kerk.
Ons het 'n plek vir hulle en hulle mammas nodig. En dan het ons 'n plekkie daar vir badkamers, opwas en 'n reistoelbadkamer ook. Nou die volgende prentjie kan ek vir julle wys. Adel gaan van die volgende een toe. Daar is hy. Kan julle daai gedeelte sien, die pink gedeelte met die gedeelte bo? Dit is wat ons aanbou. Ons bou die res van die saal aan, maar op die Grasberg, en dit is nou wat net bygekom het ons besef, ons gaan nou alles moet teken, alles goedkeuring kry, al word alles nie 100% nou klaar gebou nie, ons moet die preparasies doen om dit, die voorbereiding te maak daarvoor. So daai boonste verdieping wat jy sien, dit is bo die lang klein venstertjies, daar so skuinstakkie daarbo, daar binne, is waar ons administratiewe area gaan wees. Daar gaan beradingskantore wees, daar gaan kantoor wees en daar gaan ontvangs wees en administratiewe area. So ons het dit nodig en dan kan daar areas was wat ook opvul vir sonnaarskool. Dit beteken hierdie hele blok kan ons as administrasie uit hierdie blok uithaal, ons kan dit soontoe skuif en hierdie hele blok raak kinderkerk aan hierdie kant. Lyk dit mooi? Lyk dit cool? Okay, dankie Adel, die volgende ene, laat ek gou sien wat is die volgende foto, daar is hy. Om dit te bou, kom ons kyk sommer ondergehou, is 1,4 miljoen rand. Is dit baie? Dis verskriklik baie. Is baie geld, maar kan ek gou perspektief sit vir julle. Om dit te bou, in Nysna, ons kontrakteurs en ons hele span het vir ons ingelig, in Nysna bou jy nou teen tussen 22 en 25 rand per vierkante meter. Tussen 22 en 25 rand vierkante meter. Ag, wat 1000, daar is hy, 1000. Dit beteken, ons bou 200 squares aan. 200 vierkante meter bou ons aan. Om dit te bou, om 'n gebou van 200 vierkante meter uit die grond uit splinternuut te bou, beloop plus minus 5 miljoen rand. Teen huidige boukostes. Hoe kry ons dit reg om vir so goedkoop te bou? Die Here het al begin voorsien. Ons het kontrakteurs wat klaar ingeklim het en teen, ek wil amper sê net teen arbeidkostes bou. Ons het mense wat betrokke raak by die projek en ons het mense, die tekenaars, doen dit uit die liefde van hulle hart uit. Ons het projekbestuur wat uit die liefde van die hart uit kom. Daar's al groot skenkings in. En dan, dit wat die Here voorheen vir ons voorsien het, het ons al klaar sekere werk gedoen. En daar's niks werk wat ons ongedaan gaan maak met ons eerste fase nie. Ons het reg gebou om te weet ons kan net uitgaan. So liewe gemeente, wat kan jy bou? Wie van julle het al 'n badkamer omlangs aangebou by die huis? Omlangs, kom ons sê in die laaste jaar. Jy weet wat dit kos. Ons verdubbel die kerk. Ons verdubbel die kerk met daai gedrag en daai bedrag. Is dit nie ongelooflik nie? Net om net in perspektief te stel. Adel, wat is die volgende slide wat ons daar het? Is dit? Okay, kom. Hier's 'n paar goed wat ek vir kan wel. Liewe gemeente, om op hierdie erf te gekom het soos ons nou sit, het ons gekos ongeveer 7,2 miljoen rand. 7,2 miljoen rand. Het ons gekos om hier te kom. Ons besit hierdie erf en die erf hier langs aan. Ons besit die 2 huise, hulle word tans uitgehuur. Dit help om daai deel te dra. Op hierdie blok waar ons hier sit, skuld ons niks. Skuld ons nie 'n sent nie. Nou 7,2 miljoen rand se inset. Maar dit stop nie daar nie. Ons waardeverhoging in ons omgewing beloop ongeveer, en dit word gedoen deur Lightstone, waar ons gekyk het na wat die huise wat in die omgewing verkoop het in die laaste 2, 3 maande, 4 maande, 5 maande. Die woonstelblok wat net opgebou het die hele area se opgradering gedoen. Die besigheidsareas waar food lovers nou is, was altyd klein industrie. Daai goed is weggejaag, so nou raak grond nog duurder, want daar's nie so baie besigheidserwe nie, dis 'n besigheidserf. Al hierdie goed kom saam dat ons waarde op hierdie grond ongeveer by 10 miljoen rand beloop. So nou wil ek vir julle sê, ons het 7,5 miljoen ingesit om 130 mense te begin bedien. Hoe het ons dit reg gekry? Die Here het dit moontlik gemaak. Maar kom ons kyk na die volgende tree. Vir 'n fraksie daarvan kan ons verdubbel. Sal julle sê dis goeie rentmeesterskap? Sal julle sê dis geld goed gespandeer? Ek sal so sê. Kan ek nog 'n wonderwerk noem? Uit ons gemeente uit, vir hierdie 7,2 miljoen rand wat ons al belê het nie meer as 1 miljoen rand ingekom nie.
Onthou net, toe ons dit begin, was ons 'n klein groepie mense in daai klein sinkgebouetjie. Daar het 'n klompie mense volhartig en vrymoediglik bygedra. Kyk het gou wat gebeur. Ons het ongeveer 1 miljoen uit hierdie gemeente uitgesamel op daai stadium. En raai wat het gebeur? Hy het presies vertienvoudig. Presies vertienvoudig. Die woord van die Here sê, wanneer jy jou saad insit, kyk wat sal ek vir jou doen. Hy sê, kyk of ek nie vir jou 10voudig meer sal teruggee nie. As anders skrif wat sê selfs 100voudig. God het bonatuurlik vir ons gebring op hierdie spasie. En ons wil vir hom sê, Here, nou is ons reg om aan te gaan. Liewe gemeente, ons het meer as verdubbel in mense wat by is, en daarom glo ons kan die redelik deur inset, vrymoediglik te gee, gaan ons die kan doen. Van die goed kan ons onmiddellik mee begin, maar ons befondsingsproses gaan so werk. Ons gaan vir elke mens, en almal is mos nou nie vandag hier nie, so ons deel 'n baie kort weergawe hiervan, met die res van die gemeente soos wat hulle deurkom. Vir die volgende 2 maande gaan ons gereeld hieroor praat. Het gaan nie ons diensorde verander nie, het gaan nie ons prediking beïnvloed nie. Net 'n klein terugvoertjie waar ons trek, en hoe kan ander mense ook betrokke raak? Want ander mense moet dit ook hoor. En dan oor 2 maande, tydperk van 2 maande, as minder as 2 maande, ons gaan vir julle die datums gee ons vir mense geleentheid om te sê, hoe wil ek bydra? Ons gee vir elke persoon 'n vormpie, hy lyk soos die, en besoekers, die deel, of julle nou glad nie oor om te gee nie, julle kuier net en julle kuier net saam met ons, daar's geen verpligting, nie as vir ons lidmaat is daar verpligting nie. Dis hoe dit werk hier. Jy kry so 'n vormpie, en hierdie vormpie kan jy wys. Ek maak 'n eenmalige bydrae tot die boufonds, en dit is wat ek graag wil gee, uit my hart uit vrywilliglik, dis wat ek wil gee, of jy kan sê, ek maak vir die volgende 6 maande hierdie bydrae. Die bydrae is buiten jou tiendes en offergawes, want natuurlik moet die kerk nog leef, personeel moet nog betaal word, elektrisiteit en water moet gedra word. Maar liewe gemeente, wat interessant is, kom ek noem net dit. Met ons klein gemeentetjie nou, dra ons al hierdie gemeente se oorhoofde kostes. Hoor mooi wat ek sê. Dit het nog nooit voorheen gebeur nie. Ons het nog altyd ander gemeentes gehad wat ons gedra het en gehelp het. Hierdie gemeente het nou groot geword. Ons het nie meer krikke nie. Die gemeente se inkomstes dra die salarisse, die uitgawes, al die kostes om die plek aan die gang te hou. Ons dra dit. Kan jy dink as die gemeente verdubbel, wat kan ons meer doen? Want daai geld hoef nie meer in te kom om die gebou te betaal nie. Daai geld hoef nie meer in te kom om die infrastruktuur alles te hanteer nie. Ons kan nog personeel aanstel, ons kan nog meer doen in ons gemeenskap, en ons kan baie groter verskil maak in ons gemeenskap. So, van nou af raak dit eksponensieel, wat ons meer in die koninkryk kan doen. So, jy kry so 'n kaartjie, jy vat hom huis toe, en wat doen jy met hom? Jy deel hom met jou gesin, of wie ook al die besluitnemers is, en jy bid daaroor. En jy doen begroting, asseblief maak 'n budget. En dan gee jy verantwoordelik wat jy voel die Here op jou hart lê. Die op jou hart lê. Kyk wat het die Here vir jou gegee, kyk wat het jy. As daar nie geloof by betrokke is nie, bid nog 'n bietjie, dan moet 'n bietjie geloof by betrokke wees. Ons gee dat ons dit voel. Maar, hier is die wonderlike voorreg. Ek en Karina het nou ons 3de groot bouprojek wat ek en sy by betrokke was, en by elkeen het ons die voorreg gehad om self te gee. In hierdie gemeente het ek en sy klaar besluit, ons dra by. Ons leierskap van die gemeente het klaar besluit en sê ons koop in, ons is deel. Nou kom ons dan die gemeente toe, en daar's nog 'n paar ander aksies wat ons ook gaan loods. So ons gee vir jou 'n geleentheid om betrokke te raak. En ons wil vra dat jy dit op 'n verantwoordelike wyse doen. Ons wil nie op jou emosies speel nie. Ons wil hê jy moet rustig gaan wees, want dan weet ons jy gaan daarby kan bly en hou. En dan gemeente, oor die volgende paar weke gaan ons vir ander mense wat inkom, julle weet, baie keer kan almal nie vandag wees nie, maar die volgende 3-4 weke kom hulle hier deur. Ons gaan baie kortliks vir hulle uitnooi, want ons wil hulle nie ontneem van die ongelooflike voorreg om deel te wees van so groot ding nie. Dink jy daaraan? Ek en jy die voorreg om deel te wees van iets wat lank na ek en jy is nog vir die Here gaan werk. Is dit nie ongelooflike voorreg nie? OK. Dan bring jy jou vormpie terug wanneer jy hom ingevul het. Jy sit hom in die koevert. Hierdie vormpie werk op 2 maniere. Jy kan dit anoniem doen.
Niemand weet wie jy is nie. Niemand weet wat jy gee nie. Het gaan nie hier oor gelyke bydraes nie. Het gaan nie oor gelyke opofferings. Dit is iets heeltemal anders. Ons almal het iets anders by God gekry van waar af ons gee. So jy doen die anoniem. Tensy jy jou naam daar wil sit en jy wil iets met ons kommunikeer, is jy ook welkom om dit te doen. Maar wat jy moet weet, die kom by ons uit, dit gaan nêrens anders dan nie, dit bly by ons. Niemand deel dit nie. In hierdie gemeente is jy nie so belangrik soos jou bydra nie. Jy is so belangrik soos God jou gemaak het, vir wie jy is. Jy is belangrik. En ek dink is net weer die klem lê, soos jy in jou hart, en soos die Here in jou hart jou beweeg. Liewe gemeente, dink julle ons gaan dit doen? Ek dink ons gaan dit doen. Ons gaan iets groters doen as onsself. Ons raak betrokke by 'n godly dream. En ons doen iets wat lank na ons is, nog 'n groot verskil gemaak. Baie dankie hiervoor. En nou wil ek vra, Del, het jy iemand wat vir my net die koevertjies uitdeel? Dankie. So ons stuur hom net deur. Dankie Ian, is daar nog iemand die kant? Baie dankie Karen, gee hom net deur. So julle kan, net soos julle wil een per gesin, of as elke persoon sy eie een wil vat, dan sit reg. En dan stuur ons dit deur. Baie dankie julle. En besoekers natuurlik, jy kuier vandag by ons. Ons diens is nie altyd so nie, maar jy moet saam met ons opgewonde raak, because watch this space. God is doing something incredible. Daar zijn. Okay. In die middelblok moet ons ook 'n deur stuur, asseblief. Ons stuur hom van die middelding, dankie deur, daar kom hy van agteraf. Okay, is dan nie nodig Rudy om te beklei daar agter nie, ons laat hulle gee soos hulle wil. Hierdie keer. Dankie gemeente. Jy kry nie afslag as jy 2 kaartjies vat nie, hoor, so enetjie is genoeg. Liewe gemeente, ons beoog, ons gaan vir julle die datum adverteer, ons wil graag al die briefies terug hê, hier Maart, wat was die datum, 22 Maart? 22 Maart is 'n Sondag, ons graag teen daai tyd, want dan moet ons groot besluite maak, oor hoe gaan die eerste fases lyk. So, en dan bid vir ons, dat die Here almal in hulle hart sal dryf, dat die Here vir ons 'n ongelooflike groot wonderwerk sal doen. Kom ons vertrou die Here daarvoor. Okay, daar waar jy sit, hou jou koevertjie vas, en dan bid ons vir hierdie boupreek. Here, ons doen nie wat ons doen, Here, vir fancy geboue, om te sê, kyk hoe ryk is ons nie. Ons doen dit, want U het vir ons 'n groot opdrag gegee, en ons wil daai opdrag uitleef. U weet, ons het spasie nodig, Vader. Wil U ons kom help, en laat ons almal terugkyk en sê, kom kyk, wat het die Here gedoen. Die Here het iets groots vir ons gedoen. Here, daai wonderwerk, weet ek, hoeveel keer het dit nie al gedoen nie. Ons kyk terug na wat U vir ons in die verlede gedoen het. En ons kan soos Dawid sê, God het my gehelp met die beer, God het my gehelp met die leeu, so sal God ons ook help met hierdie reus wat nou voor ons staan. Vader, mag die 'n plek wees waar mense hoop vind, waar hulle vrylating vir hulle siele kry, waar hulle huis toe kom en waar hulle weer God kan ontmoet, God kan ontdek, en kan ervaar hoe lief God vir hulle het. Ons bid dit in Jesus naam, kom doen vir ons 'n wonderwerk. Amen. As jy saam met my opgewonde om te kyk oor die wonderwerk wat die Here gaan doen, kom ons kyk uit gemeente. Dankie, daar's lekker koffie daar agter, kuier lekker saam met ons, dankie.